Goeiedag geliefdes. Die arme gemeente in Laodicea dink so baie van hulle self, hulle is so selftevrede, maar dan kom Jesus met hierdie skokkende woorde en hy noem hulle, en ons het hierdie week daarna gekyk, elendig, beklaanswaardig, arm, blind. Dit gaan nie met hulle goed nie. En dan kom daar nog 'n laaste woord by. Naak. Naaktheid in die Bybelse konteks was nog altyd 'n uitdrukking daarvan dat daar skaamte is. Dat ander mense jou sien vir wat jy werklik is. En nie die goed daarvan nie, die sleg daarvan. In die Ou Testament was dit ook al so, wanneer die Here vir sy volk kom sê dat hy hulle naak in die woestyn gaan los. Daar in Hosea. Sodat almal kan sien wat sy as sy vrou eintlik aangevang het. Dat sy skandelik is. En dis presies wat hier vir Laodicea gesê word, as dit gesê word, hulle is naak. Hulle is skandelik. Dit lyk nie net nie mooi nie. Dit is nie net sosiaal onaanvaarbaar om sonder klere te wees nie. Hulle is skandelik. So vreemd dat hulle die mooiste trimetria het wat hulle uitvoer en wat hulle met trots aantrek, waarmee hulle spog, en tog is hulle naak, skandelik naak. In Openbaring 19 lees ons van die bruilof van die Lam, wanneer hy sy kerk kom haal. En dan lees ons in vers 7 tot 8, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Die gelowiges, die kerk, is besig met een ding in die tyd na die wederkoms toe, om haar reg te maak vir haar bruidegom. Is besig om, hoor hierdie mooi woorde, fyn, helder, blink klere. Dit is hoe ons reg maak. Vir Jesus wat was, wat is en wat aan die kom is, deur hierdie fyn, helder, blink klere aan te trek. Dit is 'n vergunning van God. Hoor mooi, hy sê God het haar dit vergun om hierdie klere aan te trek. Maar hy sluit die vers af deur te sê, hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. So, Laodicea, julle lyk maar sleg in julle swart Demetria. Julle is maar skandelik in julle lou optrede, julle is maar skandelik in julle middelmatigheid. Want julle is nie gerig op my nie, julle hou julle nie daarmee besig om julle reg te maak vir my koms nie. Julle het gearriveer, dis wat julle sê, julle het gearriveer. En julle het op 'n skandelike plek gearriveer, want julle kyk nie meer na my nie. Julle verwag my nie meer nie. En daarom doen julle ook nie meer die regverdige dade wat pas by gelowiges nie. Om te borrel met die genesende warm water en om te borrel met die koel drinkwater wat dors les. Maar nou loop julle skandelik rond. Net so eentjie verder in Openbaring 19 in vers 14 word die hemelse leers beskryf wat saam met die oorwinnende Christus kom. En dan sê dit, die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. Die leers wat saam met Christus ry, dra fyn, helder wit klere. Hoor mooi, nie die loues en die floues nie, nie die middelmatiges nie, die leers wat saam met Christus ry. Die oorwinnaars wat saam met die groot oorwinnaar ry, het helder, fyn, blink wit klere aan, wat vergun is. En sy antwoord, deur haar dade, borrelend te leef, oorwinnend te leef. Hoeveel keer in ons tyd moet die kerk haar kop in skaamte laat sak oor waarmee sy besig is of nie besig is nie.
oor hoe sy werk of nie werk nie, hoe sy praat of nie praat nie, wat sy verkondig of nie verkondig nie, en ek en jy, hoe ons besig is met ons eie lewens. Te veel keer gekenmerk deur middelmatigheid. Dis om naak te wees. Kom ons meld vandag weer aan vir die hemelse leer. Kom ons vat hierdie wonderlike klere wat God ons vergun en ons trek dit aan en mag dit sigbaar word in die regverdige, borrelende dade van ons as gelowiges, sy kerk.